Goeiemôre broers en susters, baie welkom by ons erediens sonder elektrisiteit. Gelukkig het ons nie kersse en die lampies wat hulle gebruik het in die tyd van die Nuwe Testament nie. So jy gaan nie in slaap raak nie. Dink aan een persoon wat uit die venster geval het
nadat Paulus so lank gepreek het. Namens die kerkraad die volgende afkondiging. Kollekte is die diens van barmhartigheid. Verjaarsdag maandag is Vaand Pelser, ons sê van baie geluk, en woensdag is mee op Taljaard, ons sê vir ek baie geluk. Ons vier DV oor 2 weke, die 15de Februarie, die nagmaal. Kom ons sing Psalm 33, vers 11. Psalm 33 vers 11, terwyl ons so bly sit. Van God, die God wat ons beveilig. Weet jy, Psalm 33. Is? Eerste ons sing nie eers net een sonder musiek. Sal net ook kom by die ander. Psalm 33 vers 11 asseblief. En God Die God wat ons beveilig, nou ons hart opnuut ver. En op sy naam ons geveilig, vertrou ons tot in ewigheid. Goede Heer en Vader, hoor ons as ons nader, met diep ons hart, slaan ons gunstig gade, skenk ons u genade, as ons op u wag. Daar is geleentheid vir stil gebed tot die Here. Kom ons sing Psalm 38, vers 1 en vers 17, dit is lied 151. Psalm 38, vers 1 en vers 17. Daarna ontvang ons die seëngoed van die Here, en dan loof ons 145, vers 1 en 5. Psalm 38, vers 1 en 17. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons sing Psalm 145, vers 1 en vers 5. Psalm 145.
Ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore die Maagd Maria, wat gelei het oor Pontius Pilatus, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Ons sing vir Psalm 145 vers 10 en vers 12. Vers 10 en 12, Psalm 145. Sondag 18 van die Katekismus handel oor die hemelvaart van Christus en die betekenis daarvan. En dit is van belang rondom die prediking vandag, want God sê hy is by ons. Veral dan in Christus ook, Sondag 18, wat verstaan jy onder wat opgevaar het na die hemel? Die antwoord, Christus is voor die oë van sy disippels van die aarde af na die hemel opgeneem, en hy is vir ons daar te goede, tot hy terugkom om reg te spreek oor die lewendes en die wat al reeds gesterf het. Christus het sigbaar hemel toe gevaar, en hy kom weer sigbaar terug, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld, soos hy ons beloof het nie? Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is nie meer op aarde nie, maar wat sy godheid, majesteit, genade en gees betref, kan hy nooit meer van ons al wegneem. Heerlike troos, al is Christus dan sy menslike natuur in die hemel, aan die regterkant van die Vader, is hy nog steeds by ons, sy godheid, majesteit, genade en gees betref. Hy is teenwoordig in ons elkeen se lewe, en hy lei en dra en beskerm ons. Vraag 48. Maar as die mensheid nie oral is, waar die godheid is nie, word die twee nature van Christus dan nie van mekaar geskei nie? Nee, glad nie.
Die Godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is oral teenwoordig. Hier het met volg dat die Godheid wel buite sy aangenome mensheid is, maar tog ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly. Is en bly 'n misterie, ons verstaan dit nie, maar hy is volledig mens, volledig God, en as hy Godheid is hy oral by ons en om ons. En watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Ten eerste, dat die hemel ons voorspraak wat die Vader is. Ten tweede, dat ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy as die hoof ook ons sy lede na hom toe sal neem. Ten derde, dat hy sy gees as waarborg na ons toe stuur deur sy krag ons soek na wat daarbo is, waar Christus is in die regterhand van God sit en nie na wat op die aarde is nie. Heerlike troos om te weet, hy is ons voorspraak met die Vader. Hy is daar, hy doen voorspraak as ons struikel, as ons val, dan tree vir ons in, dan sê hy vir God, hy het die straf gedra vir ons sonde, maar ook sy gees gestuur, Heilige Gees, wat in ons woon, en daarom weet ons, God is altyd by en met ons, en daarom kan ons leef tot ere van sy naam. En omdat ons God ken, en saam met hom leef, moet ons heilig leef, soos wat hy gesê het aan Moses en aan Israel, in Levitikus 19. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa, dat my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here julle God, julle mag nie afgode dien nie en julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie. Ek is die Here julle God. Wanneer julle maaltyd vir my, die Here slag, moet julle dit so doen dat julle vir my aanneemlik is. Julle moet nie vleis eet op die dag van die slag, of hoogstens die volgende dag. Dat oorbly tot die derde dag moet verbrand word, die daarvan op die derde dag eet iets onrein, is nie vir my aanneemlik nie. Die daarvan eet is skuldig, want hy ontheilig wat aan die Here gewy is. So iemand sal van sy volksgenote afgesny word. Nie julle lande af, moet jy nie die wenakkers afoes nie, en ook nie die are wat bly lê agterna optel nie. Ook nie wingerde tweede keer oes, of die korf wat val optel nie. Laat alles bly vir die armes en die vreemdeling. Ek is die Here julle God. Baie duidelike opdrag van die Here om barmhartigheid te betoon aan mense wat nie het nie. Julle mag nie steel nie, julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n valsheid aflei met naam en so naam van julle God onheilig nie. Ek is die Here. Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Ek is die Here. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het nie, of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig vir jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie 'n medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Jy mag nie haatdraand wees teenoor die volksgenoot nie. Maak die skuld ooplik met hom uit, moenie wat verkeerd gedoen het en bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of vergif koester teen jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Kom ons sing Psalm 42 vers 1, daarna bid ons saam en daarna sing ons vers 5. Psalm 42, die eerste vers, daarna ons saam bid en daarna vers 5.
Ons almagtige hemelse God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof en prys U omdat U groot en goed is, omdat U almagtig alwys is. Skenk ons U krag, U genade, U barmhartigheid. Laat ons leef as kinders van U tot ere van U naam. Wil U self deur die woord vertroos, versterk, bemoedig en vermaan om so te leef dat ons heilig sal leef, omdat U heilig is en U die heilige God dit van ons vra. Gee ons insig en wysheid in onsself, lei en dra ons deur die woord en deur die Gees, en laat ons U naam alleen in alles in verheerlik. Maak ons harte oop vir U woord, en self seker maak dat die woord reg verkondig word tot ere van U naam en tot opbou van ons geloof. Laat ons so leef en so werk dat U naam in alles alleen verheerlik word. Wees U nou in ons midde en vergewe ons sondes om Jesus Christus naam te wil. Amen. Psalm 42 vers 5. Ons lees saam Jesaja 41. Luister in stilte na my, o eilande, en laat die volk 'n nuwe krag kry. Laat hulle aankom, laat hulle ons spreek, laat ons saam na die gereg gaan. Wie het hom uit die ooste verwek vir die oorwinning tegemoet tree met elke voetstap? Wie gee die nasies aan hom oor en laat hom konings vertrap? Wie se swaard hulle maak so stof, wie se boog hulle maak soos 'n dwarrelende stoppel, dat hy agtervolg ongehinderd verbytrek, die pad met sy voete nie betree nie. Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte van die roep van die begin af, ek die Here, die eerste en die laaste, is ek dieselfde. Ek die Here, die eerste en by die laaste is ek dieselfde. Die eilande het gesien en gevrees, die eindes van die aarde het gebewe. Hulle het nader gekom en toegestroom. Die een het die ander gehelp en sy metgesel gesê, wees sterk, die ambagsman het die goudsmid versterk. Hy wat die hamer plat slaan, hom wat op die ambeeld slaan, terwyl hy van die soldeurs sê, dit is goed. Daarna slaan hy het vas met spykers, dat het nie wankel nie. Maar jy, Israel, my knegt Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en sy uithoeke afgeroep het, ek het aan jou gesê, jy is my knegt, jy wat ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaam staan en in die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en die teeparty sal omkom. Jy sal hulle soek, maar hulle vind nie. Die manne wat in jou twis, hulle sal word soos niks en soos nietige ding. Die manne wat in die oorlog voer. Want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie. Ek help jou. Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel. Ek help jou, spreek die Here, en jou Losser is die Heilige van Israel. Kyk, ek maak jou tot 'n skerp, nuwe dorslee wat baie tande het. Jy sal berge dors en fyn maal en heuwels maak so skaf.
Jy sal hulle uitwan, en die wind sal hulle wegneem en die storm hulle verstrooi. Maar jy sal juig in die Here, jou beroem op die Heilige van Israel. Die ellendiges het die behoefte gesoek water, maar daar is nie. Hulle tong verdroog van dors. Ek die Here sal hulle verhoor. Ek die God van Israel sal hulle nie verlaat nie. Ek sal riviere op die kale heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes. Ek sal die woestyne waterplas maak en die dorland waterbronne. Ek sal in die woestyn gee die seder, die akasie en die murt en die wilde olyfboom. Ek sal in die wildernis plant die sipres, die plataan en die denneboom, die almal, sodat almal saam kan sien en beken en opmerk en verstaan dat die hand van die Here dit gedoen het en die Heilige van Israel dit geskape het. Bring julle regsaak voor, sê die Here. Bring julle bewysgronde aan, sê die koning van Jakob. Laat hulle aanbring en ons te kenne gee wat gaan gebeur. Gee te kenne die vorige dinge, hoe danig hulle was, sodat ons daarop kan ag gee en van die afloop daarvan kan kennis neem. Of laat ons die toekomende dinge hoor. Gee te kenne dinge wat later sal kom, sodat ons kan weet dat julle gode is. Ja, doen goed of doen kwaad, dat ons op waas kan staan, het saam kan sien. Kyk, julle is niks en julle werk is niks. 'n gruwel is hy wat julle uitkies. Ek het die noorde een verwek en hy het gekom, in die opgang van die son af, een wat my naam sal aanroep en hom oor die owerstes soos oor modder en soos potte en my naam sal aanroep en hy kom oor die owerstes soos oor modder en soos 'n pottebakker die klei trap. Wie het dit te kenne gegee vir die begin af, dat ons daar kennis van kan neem, of van tevore al, kan sê, hy het reg, ja, daar is niemand wat dit te kenne gee, ja, niemand wat dit laat hoor, ja, niemand wat julle woorde hoor nie. As die eerste sê kan Sion, hier is dit, en hier is weer gee ek 'n verkondiger van goeie boodskap, en ek kyk rond, maar daar is niemand nie, en onder hulle, maar daar is geen raadgewer, wat hulle kan vra en hulle antwoord kan gee. Kyk, hulle is almal niks, hulle werk is niks, wind en nietigheid is hulle gegote beelde. Ons teksverse, Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, die Here gee die opdrag om nie bang of bekommerd te wees nie aan die ballinge daar in Babel. Hy ontken nie dat hulle moeilike omstandighede het en dat hulle rede het om bang te wees nie. En ook nie dat 'n gevaarlike situasie is nie. Maar hy sê vir hulle, moenie bang wees nie. Sê vir hulle opdrag om die krag by hom alleen te kry. En dan gee hy 5 beloftes. Hy is met jou, hy is jou God, hy is jou kraggeer, hy sekerlik help en hy is jou vashou in sy regverdige regterhand. Duidelike beloftes van God se teenwoordigheid waar hy alles sal doen om jou as sy kind te beskerm en te dra. Die omstandighede van die ballinge was moeilik geweest, want hulle moes in 'n nuwe onbekende land te bestaan maak, nadat hulle met geweld uit hulle eie land ontvoer is. Baie van hulle is as slawe verkoop en was hulle vryheid kwyt. Hierdie opdrag is 'n uitnodiging van God om hom alleen te vertrou. En soos dit soveel eeue gelede terug 'n opdrag was aan die ballinge, so is dit ook 'n opdrag aan jou. En jy het soveel meer as die Ou Testamentiese gelowige wat in ballingskap was as gevolg van hulle sonde. Jy kyk terug na die heerlike troos van die soendood van Jesus Christus en weet al jou sondes is versoen en vergewe uit genade alleen. Kyk terug na dit wat Christus gedoen het en gehoorsaam God, deur nie bang te wees en hom alleen te vertrou nie. Jy kyk terug op die werk van die lydende knegt van die Here en alles wat hy gelei het ter wille van jou. Die woord ek kom telke male na vore in hierdie hoofstuk. In die Hebreëus sluit baie sterk aan by Eksodus 3 vers 14, waar God aan Moses sê, ek is wat ek is. Dit toon die almag, die wese van God, wat nie deur mense in woorde omskryf kan word nie. As God daar is, bestaan hy is. Hy gee troos, gee krag, genade.
Sy bestaan verdryf vrees en sy verteenwoordigheid vertroos elkeen wat glo. Brood, hy bestaan van ewigheid tot ewigheid. Hy weet wat was, hy weet wat gaan kom en hy regeer die ganse wêreldgeskiedenis. Hy is van die begin af daar en sal na dit alles gebeur het nog steeds wees. Duidelik hoor mens dieselfde Openbaring 1 vers 8. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Daardie almagtige teenwoordigheid van God neem alle vrees weg. Jesus Christus sê ook telke male, as hy dan die disippels te kom, byvoorbeeld Matteus 14, waar hy op die see in die storm na hulle loop en hulle bang is, hulle sien 'n spook, hulle skreeu van angs, dan sê hy vir hulle, dit is ek is hier, ek is God, ek regeer alles. Sy teenwoordigheid maak die verskil. Telke maal as hulle sê, moenie bang wees nie, sê hy dit ook daarmee saam, ek bestaan, ek is die begin en die einde. Sy almag en wese omvat alles, al kan ons as mense dit nie omskryf nie, maar slegs in verwondering om loof dat hy is en alles doen. Sy teenwoordigheid verdryf angs en gerustigheid. As jy bang is, dink daaraan, God is by jou. En sy teenwoordigheid, hy wat alles regeer en alles kan doen, en jou in alles kan lei en kan dra, dit verdryf die angs en gerustigheid. En Jesaja is die boek wat God se wêreldpolitiek beskryf, en waarin jy sy volmaakte liefde, genade en geduld sien vir sondaar mense. Hy vergewe telkens sy volk, en troos sy volk wat hy uitgekies het. En dan verkondig Jesaja baie duidelik dat God alleen regeer. Hy laat die wêreldgebeure plaasvind soos wat hy dit wil hê. En hy gebruik konings, of hulle hom ken of nie ken nie, is nie van belang nie. Hy gebruik hulle om sy raadsplan uit te voer, te doen wat hy wil. In daardie tyd was die algemene geloof gewees, dat elke volk sy eie God gehad het, en elke volk sy God met sy eie mense beskerm het. En as een volk 'n ander volk onderwerp, dan beteken dit dood eenvoudig daarvan die volk wat gewen het, sy God is sterker as die mense wat verloor het. En daarom so 'n belangrike lyn deur Jesaja om aan te toon dat God alleen die enigste ware God is. Verder was die idee gewees, so God was daar gewees vir die voordeel van sy mense, welvaart en voorspoed om hulle nasie te versterk en seker te maak. En ondenkbaar gewees dat 'n afgod sy volk sal straf omdat hulle sonde gedoen het. 'n Afgod sou dit nie doen nie, want sy werk was gewees om die volk voorspoedig en ryk te maak. Daarteenoor die almagtige, heilige God het sy volk in ballingskap weggestuur, omdat hulle gesondig het en ongehoorsaam was, omdat hulle sonder berou en hulle sonde volhard het. Net 'n lewende God wat sy volk liefhet, kan dit doen en hulle terugroep om te kom dien in hulle eie land. Die almag van God kom daarin ook na vore dat hy baie duidelik sy volk tug deur hulle weg te stuur in ballingskap en dan weer op sy tyd laat terugkeer om sy raadsplan verder te volvoer, sodat Christus gebore kan kom. In hoofstuk 40 kondig die profeet aan dat God uitkoms gee en sy volk troos deur hulle terug te bring uit ballingskap na hulle eie land toe. Jesaja 40 skets God as skepper van die hemel en die aarde en hy gee krag aan elkeen wat op hom wag. Sê baie duidelik daar, die jong manne word moeg en afgemat, maar elkeen wat op die Here vertrou, ontvang nuwe krag om te leef, om hom te dien. Jesaja 41 skets God as die regeerder van die geskiedenis. Skets God as die een wat vooruit voorspel wat gaan gebeur en dit daarna gaan gebeur. In alle waarskynlikheid is Jesaja 41 heeltemal amper 70 jaar plus of meer nog voordat die gebeure beskryf en gesê het. Hy sê wat gaan gebeur en hy laat dit gebeur. Hy gebruik alle konings en nasies in sy diens. Die profeet verkondig dat God almagtig is. Hy die enigste een is, wat was en wat sal wees. Hy is die eerste en die laaste. Met ander woorde, hy omvat die wêreldgeskiedenis. En as alles verby is hy nog steeds dieselfde. En dan nou jy hofsitting om aan te toon dat die afgode eintlik maar niks is nie. Hulle is dood eenvoudig, dooie goed waar staan 'n beeld wat niks kan doen nie. En dan kontrasteer die profeet baie duidelik die afgode wat mense kies
Mense kies hulle eie afgod, want hulle wil hulle eie afgod rondskuif en manipuleer. Daarteenoor kies die almagtige God sy kinders uit genade alleen. Hy kies, voorreg om te weet, God het jou gekies om sy kind te wees, om te leef tot ere van sy naam. Heerlike troos dat hy jou gekies het om bekend te maak. En Israel word aangespreek as God se dienaar, vers 8 en vers 9, en dan word die verbondslyn vanaf Abraham getrek. Dieselfde God wat reg deur al die jare dieselfde doen. En hy roep mense in sy diens om sy woord uit te dra en sy koninkryk te bou. Dienaar in die Ou Testament verwys na 'n koning of 'n profeet. Die nasie Israel is dienaar van God. En dan ook later die Messias. Soos mens later in Jesaja sal lees van die lydende knegt van die Here. In die eerste vers van hoofstuk 41 roep God alle eilande vir hofsitting. Eilande word gebruik om al die nasies en volkere aan te toon. En daar moet stilte wees, stilte in die hof. Luister, sodat almal kan luister en kan hoor wat sê God. Niks kan gesê word en self verweer wanneer God in sy almag teenwoordig is nie. En dan word die beeld geskets van die mense wat mekaar moet inpraat. Goudsmid, die ambagsman, praat mekaar moet in om 'n goeie beeld te maak, want die beeld is hulle God moet hulle beskerm. En dan slaan hulle spykers vas, om seker te maak dat die beeld nie omval nie. Eintlik baie spot met die afgode wat absoluut niks kan wees en niks is nie, en glad nie iets kan doen nie. Dis die ellende van afgoding. Hoe swaarder dit gaan, hoe meer eis hulle van hulle aanhangers, en hoe meer word die mense uitgemergel. Daarteenoor die mense wat God uitkies, en dat op God vertrou, is duidelik. Hy hou sy uitverkorenes sy hand vas en beskerm hulle. Troosvol die beeld wat gebruik word, is soos 'n volwassene kindjie se hand vashou en hom lei en beskerm. So doen die almagtige God elke dag met jou. Kyk, ervaar sy teenwoordigheid en weet hy lei jou deur sy hand en hy hou jou hand vas om te bewaar van al die kwaad en onheil. Vanuit die perspektief van die afgode was Kores die magtige koning wat die volgende wêreldryk opbou het. In hierdie tyd was dit nog die ryk van Babel gewees, maar Kores was die volgende een van die ryk van die Mede en die Perse wat gekom het, en die volgende magtige koning. Hy is ook die koning gewees wat Israel uit ballingskap hulle teruggekeer het. Hy verwoes die ryk van Croesus na Lydia. Lydia was die westelike gedeelte van die teenswoordige Turkye, en hy is op pad om die magtige Babelse ryk te oorwin. En dan sien mens wat gebeur. Hy gaan voort, God gee van telke male die oorwinning. Die Here vertoon sy almag en sy soewereiniteit deur Kores te roep om sy volk te bevry. Hy kan enigeen roep, en hy roep vir Kores om te kom en sy volk te bevry, om terug te kom, sodat sy raadsplan uitgevoer kan word. Israel moet terugkom na die land, beloofde land toe, sodat die Christus daar gekruisig kan word in Jerusalem, in die volheid van die tyd. En te midde van hierdie oorloë is die Here die eerste, en nadat alles gebeur het, is hy nog steeds dieselfde. Hy verander nie. Hy is die een wat alles laat gebeur, en konings en mense in sy diens gebruik. Hy gee aan Kores die oorwinning. Duidelik sê hy vir die afgode, julle is niks. Ek gee aan Kores die oorwinning, en ek gebruik hom in sy diens, sodat my volk kan terugkeer. Ons lees nêrens van Kores se verhouding met die Here nie, maar hy word gebruik in sy diens, en hy kan slegs doen dit wat God hom toegelaat het. Die volkere en nasie het hulle afgode gekies, moet hulle goed vasspyker, dat hulle staande kan bly. Daarteenoor, die lewende God kies sy mense en lei hulle tot geloof, om in gemeenskap met hom te leef. Hy het self vir Jakob gekies, hy bly getrou aan sy verband. Die mens moet self vir afgod kies, maar die Heilige kies mense wat hy roep as diensknegte, magtig hulle om 'n gemeenskap met hom te lewe en hom te dien. Teenoor die mense wat hulle afgode moet reggebou, dat God sy kinders se hand en versterk hulle. Met sy eie hand red hy hulle, en is hulle losser. 'n Losser is iemand, ons dink aan die geskiedenis van Moab, geskiedenis van Rut en Boas, waar Boas gekom het en opgetree het as losser vir Rut, is die een gewees wat as die gesin verval het, totale alle armoede, moes hy weer die grond terugkoop. Hy was die losser gewees. Hy was weer in staat stel om hulle eie te kan bestaan. En so is God die verlosser van sy volk,
Hy lei en dra hulle om te leef en te werk tot ere van sy naam. Met sy eie hand red God. Hy hou jou vas en doen dit deur die Heilige Gees aan jou te skenk na die soendood, opstanding en hemelvaart van Jesus Christus. Heilige Gees kom woon in jou en daarmee hou God jou vas, bewaar jou van kwaad, beskerm jou en maak jou gewillig om te leef tot ere van hom. Hy het gelei, hy het gesterf, so jy kan vrykom om hom ongehinderd te dien. Hy spreek Jakob aan as wurmpie. En dis geen herhalende aanspraak van God op sy eie volk nie. Dis bloot soos wat die ander volkere vir Juda gespot het. Julle is 'n wurm, julle is in ballingskap weggevoer. Maar daarmee sê God ook baie duidelik, sonder my is julle niks. Met my is julle 'n magtige dorslee. Teenstelling, sonder God, doodgewone wurm. Met God, 'n magtige dorslee. Dit toon die magteloosheid van die mense aan, wat sonder God niks anders is nie. Hy maak van hierdie magtelose mense skerp dorslee. 'n Dorslee in daardie tyd was 'n plank gewees met skerp vuurklippies onderaan, wat gebruik is om die koring uit te wan. Dit toon, hy maak van die magtelose mens iemand wat werklik waar nuttig kan doen en werk in sy koninkryk. Die koring van die kas van die aarde te skuif en die koring van die aarde te skei en die kaf eenkant te sit. Die beeld word verder uitgebou deur te sê hulle sal berge fyn maal en rande sal gelyk maak. Wys die krag van die gelowige as hy leef saam met God. 'n Gemeenskap met God is die gelowige tot die onmoontlike in staat. En selfs berge en rande gelyk maak. Dis nie 'n militêre beeld van mag nie. Dis 'n beeld van die krag van die woord van God. Die woord wat verkondig word. Die woord wat skei tussen koring en kaf. Die woord uitgedra word. Diegene wat luister en gehoorsaam is deel van die koring. Diegene wat nie luister nie, is deel van die kaf wat deur die wind weggewaai word. Deur sy woord word die koring en kaf mekaar geskei. Die mens kan nie homself sterk wees nie, maar moet 'n swakheid die woord verkondig, wat die skeiding sal bring. Wie die woord so uitdra, sal jubel in die Here. Die Here hoor die stem van die magteloses en voorsien aan hulle water op die kaalberge. Weereens dink mens aan dit wat gebeur in die woestyn tog. Kaalberge, daarop laat God fonteine uitsprong, sy almag om juis die mense wat dors het, wat magteloos is, te help. En sy woord verander die woestyn na 'n boomryke paradys. Waar die woord gehoorsaam word, heers die vrede van God en neem uit die mense angs en vrees weg. En as die kinders by die hand vat en red, blaas almal wat in hulle is die aftog. Die vyande sal verdwyn. Maar staan by God, en jou vyande raak klein, hulle raak weg, hulle kry jou nie, want jy skuil by die almagtige God. Skuil by hom, en jou vyande sal jou soek en hom nie kry nie, sal beskaamd wees en soos 'n afgode tot niks is, tot niks in staat is nie. Sy liefde sal in jou liefde wek en jou beskerm. Jou vyand sal verdwyn omdat hulle God se vyande is, en as 'n wurmpie sal jy 'n magtige dorslee word om die liefde van Christus die wêreld te verander en te jubel in hom, deur sy woord te verkondig, deur gehoorsaam te leef tot ere van sy naam. En daarom gee hy die opdrag, moenie bang wees nie, want hy sê, ek is by jou, en jy kan al jou bekommernisse op hom laai. Moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie, want hy is daar, sy teenwoordigheid maak die verskil, en sy teenwoordigheid kan alles doen, en verdryf al die vyande uit genade alleen. Amen. Kom ons dank saam. Ons almagtige hemelse God en Vader, ons loof en prys en dank U vir U goedheid, U genade, U barmhartigheid. Help ons om nie bang te wees nie. Leer ons om by U te skuil. Leer ons om U te vertrou en saam te lewe met U, sodat U naam in alles in verheerlik kan word. Wil U ons omvou met U liefde en U barmhartigheid, met U krag en U genade, dat ons so wees, dat U naam alleen in alles in verheerlik sal word. Ons dank U vir die voorreg U te mag ken, en te weet, U is U vir die begin en die einde. U omvat ons ganse lewe. Daarom vra ons, lei U kerk deur U woord en deur U gees. Laat U kerk waarlik suiwer kerk wees tot ere van U naam. Laat U kerk so leef en werk dat U verheerlik sal word.
Versorg ons elke dag na ons nood en na ons behoeftes. Maak ons gehoorsaam en laat ons so leef dat U bekend gemaak sal word. Ons bid vir soveel mense wat swaarheid, wat in armoede leef, wat ly as gevolg van oorloë. Daar is soveel ellende in die wêreld. Wil U vertroos, versterk, beskerm en wil U die omgewing verander, sodat U naam alleen in alles geheilig mag word en U naam groot gemaak mag word. Ons bid vir die owerheid, ons bid vir reg en geregtigheid. Wil U self die misdaad verbreek, wil U self die misdaad stop, sodat ons in die land ook kan leef tot ere van U naam. Laat ons U hand sien in die wyse waarop U alles omkeer en verander, sodat U naam geheilig kan word en U koninkryk sal groei. Wees met elkeen wat siek is, met hulle wat operasie gaan ondergaan, wil U naby wees, dra en lei. Skenk U genade en U barmhartigheid. Skenk genesing en gesondheid. Bewaar ons deur die woord en deur die Gees en wil U ons naby wees. Vergewe ons sondes om Jesus naam te wille. Amen. Daar is geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Ons sing Psalm 46, vers 1 en vers 3. Psalm 46, vers 1 en vers 3. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees.
Dankie broers en susters, net 'n oombliekie. Baie sterkte Sonja vir jou en vader met sy operasie. Sê vir hom ons bid vir hom, ons het baie goed en met 'n baie geloof staan. 'n week hoogstens. Goed, baie dankie.